go for it. Weer eens allemaal baie welkom, soos julle gesien het, ek en pastoor Menkie doen die ding saam, soos ons op Woensdae doen, kuier om die woord, nou is dit sommer kuier om die woord op 'n Sondag. En pastoor Menkie, jy dink ek begin. Ekskuus. Moenie te in jou mic self. Nee, ek weet, ek het hom nou net hier raak geskop. Vir die van julle wat die skop gehoor het, ek het nie die emmer geskop nie, maar ek het net so 'n bietjie die tafel geskop. Okay, ons is in Johannes 17, die gebed van Jesus, en ek gaan hom net weer voor begin en vers 1 lees. Dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom. Ons sien hierso dat Jesus Christus het presies geweet, waar is hy met die timetable van dit wat God vir hom gesê het om te doen. Dis nie asof hy gewonder het, okay, nou wanneer gaan hy nou kruis toe gaan nie. Hy het geweet, okay, ek is nou op pad na die kruis toe. So as jy lees Johannes 13, wat vir my so mooi is in Johannes 13, waar Jesus 'n doek om homself gebind het, en kom ek lees net Johannes 12, hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Nou baie mense het hulle lewe lief in hierdie wêreld. Hulle is so lief vir die gerief, hulle is so lief vir die jol en die luxuries en ek my nesie gevedder hê en al sulke goed. Hulle is so lief vir hulle lewe in hierdie wêreld. En so kry jy dat baie mense kry nie tyd om die Here te dien nie, because why? As ander goed wat meer belangrik is. Niks mag belangriker wees as Jesus nie. En natuurlik, Jesus praat van homself nou, koringkorrel wat in die grond val, praat van homself. As dit nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit in die grond val en sterf, wat gebeur met so 'n koringkorrel? Dit is donker, dit is nat, dit is klam, ek wil nie hier wees nie, ek sterf. Maar wat is besig met daai koringkorrel te gebeur? Hy begin swel, begin uit sy nate uitbars, en hy ontkiem, sê almal ontkiem. En hy breek uit daai grond uit. Dit het tyd geword dat ons bietjie uitbreek, uit onsself uit, sê amen. Amen. En dan groei hy, en dan word hy 'n plant, en 'n plant wat sterk wortels ontwikkel, en dan dra hy vrugte. Koringkorrel, een koringkorrel bring maklik seker 1000 koringkorrels voort. Nou, hier is baie groot. As ek en jy nie kan sterf vir ons eie belang en onsself, gaan ons niks groei nie. Maar in Christus Jesus as voorbeeld, wanneer ons in Christus Jesus, nou dit sê Jesus natuurlik ook wanneer hy uiteindelik praat. Hy sê as ek van die aarde verhoog word aan die kruis, sal ek is so bly nie sommige almal by my intrek. Ons is almal ingereken. God reken ons almal in. Ons is baie keer so, ons reken net onsself in. Vrede met die res. God reken almal in. Sal ek almal by my intrek. En wat gebeur dan in die 3 dae kruisoperasie? Al die dinge wat daar met Jesus gebeur het, is ook ons sinne. Ons is daarby ingetrek. Nie net by sy dood, by sy kruisiging, dood en begrafnis nie, maar ook by sy lewendig wording, opstanding en sit klaar gebeur. En nou is ons die koringkorrels. Ons is nou vir mense in ons lewens die lig en die liefde en die blydskap en die vrede van Christus. Amen. Ons sien hier so in Johannes 13, toe hy dan hulle voete gewas en sy bootklere geneem het,
gaan hy weer aan die tafel sit en sê vir hulle, verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? Verstaan julle wat ek aan julle gedoen het? En ek is seker dat jy verstaan nie. Want toe hy by Petrus kom en hy wil Petrus sy voete was, toe sê Petrus, nooit nie Here, ek sal dit nie toelaat nie. Ja, want Petrus is uitgevoer. Kyk, Petrus het rangorde geken. Yes. Hy het geweet Jesus is number 1 en hy het geweet hy is number 2. En die ander is so in rangorde so 'n bietjie onder hom. En hier kom Jesus number 1. Yes. Hy moet gedien word, hy moet vereer word. Hier kom Jesus en hy doen 'n diensknegse werk. Hy gaan op die vloer, op sy knieë. En hy begin hulle voete was. Dis die werk van 'n diensknegt. En onmiddellik is daar 'n vreeslike warwoeling van gedagtes by Petrus. Wat gebeur hier? Ek ken my plek, ek ken my rangorde, ek weet Jesus is number 1, maar ek is number 2. En hy sê, Here, wat doen jy nou? Jy gaan nooit in die ewigheid my voete was. Here, ek weet jy is nummer 1 en ek weet ek is nummer 2. En Jesus sê vir hom, ja. As ek nie jou voete was nie, het jy geen deel aan my nie. Nee? En toe raak hy was altyd in die uiterstes in Petrus. Dis vers 8. Van die een uiterste na die ander. Toe sê hy, Here, nie net my voete nie, sommer my hele lyf. Vers 9. Toe sê die Here, Here, nie net my voete nie, maar ook my hande en my hoof. En vers 10, Jesus sê vir hom, hy wat gewas het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein en julle is rein, maar nie almal nie. Ja, maar op daai stadium dink ek net 11 disippels hoor, né? Nee, hy het gepraat van Judas. Was Judas nog daar? Judas was Want op 'n stadium is Judas toe nou uit om daai werk te doen. En hy sê dan, as ek dan die Here en die Meester julle voete gewas het, is julle ook verplig om mekaar se voete te Nou, baie kerke maak dit nou, baie mense, gelowiges maak dit 'n letterlike ding. En dan het hulle nou voetwasdienste. Hoe vind jy as so 'n diens? Baie mense bly dan iewers weg. Want ja, my voete is so lelik, ek kan nie bekostig om my kouse uit te trek en almal my lelike voete sien. Nee, hier is 'n beginselsaak. Jesus sê hierdeur, dit beteken nie ons moet nou rituele begin om mekaar se voete te was nie. Dit is 'n simboliese, dit is 'n teken wat wys na iets groters. Dit beteken dat ons moet niks word. Wees soos 'n kind word. Waarom is 'n kind so gelukkig? Want 'n kind het niks. 'n kind het nog nie goed met mekaar gemaak nie. Hy het nog nie iets wat hy moet beskerm nie. Daar's nie goed om hom wat hy opgegaar het wat bepaal wat sy identiteit is nie. Hy's nog niks. En dis hoekom 'n kind so vriendelik en so gelukkig is. Want hy het niks. Hy het niks om te verdedig nie, hy het niks om op te hewel nie. En dis waarom Jesus sê, as julle so kan maak soos ek nou maak, en almal se diensknegt word, dan sal julle groot wees. Sê amen. Wie wil 'n bietjie groter wees? Wie wil groot wees? Hier is die manier. Wees almal se diensknegt. Beteken nie jy is almal se slaaf nie. Dit beteken jy het 'n gesindheid van Christus, wat almal om jou vir Christus se werk. Ja. Let wel. Vir Christus se werk. Nee? Nie vir die wêreld daar buitekant nie. Vir Christus se werk. Amen. As 'n verskil, Ja. as 'n groot verskil. Nou gaan hy hier aan in vers, ons is steeds by vers 1. Hy sê verheerlik u seun sodat u seun u ook kan verheerlik. Ek het die vers oor en oor gelees. Dis mooi daai. En ek het diep gaan dink daaroor en toe kom ek by Filippense 2. Nou Pastoor Jan, jy die Ja, Filippense skrifgedeelte daarin. So hoekom sê Jesus verheerlik u seun? Want toe hy aarde toe gekom het, het hy homself ontledig van sy goddelikheid. Ja, ek vra eintlik dat die Here op dieselfde heerlikheid sal teruggee wat hy gehad het Yes. voorheen. Nou ons weet dat Jesus is wel mens geword, maar hy was God. En as seun van God
het hy al 'n geboortedatum as mens. Maar as seun van God is hy die Alfa, is hy die Omega. Hy was altyd. Het hy geen begin en geen einde. Amen. En tog sê Vader, gee my weer die heerlikheid wat ek by U gehad het voordat ek na die aarde toe gekom het. Want hy was altyd God, hy was altyd daar. Die disippels het die heerlikheid van die Here gesien in sy menswees. En dit vat my vandag terug na die berg van verheerlikheid. Yes, amen. Waar hy 3 van sy disippels saamgevat het. Onthou julle daar op die berg. Dit was Johannes, Jakobus en Petrus. En daar op die berg is 'n plek van wat? Van vertoef in sy teenswoordigheid. Stilte in die Here se stilte. Gebed. En terwyl hy daar saam met hulle is, toe verander hy van gedaante voor hulle oë. En hy begin skitter soos die son. So geweldig was sy heerlikheid en glans, want lig is glans, is heerlikheid. Dat die disippels kon nie daar in daai teenswoordigheid staan nie. Hulle het omgevoeter. Hulle omgeval. En toe dit klaar gebeur het, toe hulle weer bykom, of wat het toe gebeur, toe verskyn Moses en Elia aan Jesus. Toe raak Petrus, dieselfde ou Petrus weer, so opgewonde, hy ken rangorde, kyk, hy ken rangorde. Toe sê hy, Here, Laat ons kyk, kom ons bou hitte hier, het is te lekker. Hy sê, hy vrede met die restaurant waggaan, het gaan net oor myself. Ja, maar dit is so lekker vir as jy, wie is Moses, wie is Elia? En hier, dit is so eerlik, kom ons hitte bou. Jesus het hom nie eens geantwoord nie. Maar Jesus het wel vir hulle gesê, moet nie daaroor praat as ons terug is nie. Want dit was 'n groot ding wat gebeur het. Ja. Wat nog nie tyd was om geopenbaar te word nie, maar nou prys die Here ons kan dit. Maar Jesus sê, Vader, gee my dieselfde heerlikheid. Hier sien hulle iets van daai heerlikheid. Daar was heerlikheid in Jesus, in sy optrede, en sy liefde en alles. Maar skielik hier op hierdie berg, toe hy vertoef in die Vader se teenswoordigheid. Nou ek wil vir julle sê, wanneer ons kan leer om te vertoef in die Vader se teenswoordigheid, gaan daai selfde heerlikheidsglans in jou begin vermeerder. Amen. Want daai glans is sy heerlikheid van sy liefde. As ek dit so en kan sê. Wat vir my, jy praat van Filippense 2, né? Ja. Dis waartoe jy eintlik op pad is. Want daar kom Paulus uiteindelik, dan sê hy, Jesus het geen roof geag om aan God gelyk te wees. Wat dit in Afrikaans beteken is. Jesus het nie probleem gehad om God se teenwoordigheid te verskyn nie. Want hy was God self. Want hy het die heerlikheid van God. Maar hy daai heerlikheid prysgegee, sê Filippense 2. Hy het dit prysgegee. En mens geword. Hoekom? Ja, hoekom? Vir my en vir jou. Ja, vir ons. Sodat hy die middelaar kon word. En hy sodat hy die weg kon oopmaak. Sodat hy vir ons kon wys wie is die Vader. Amen. Ons lees hier in Matteus van die gelykenis van die talente. En die een ou, toe hulle vir hom vra, wat het jy met die talent gemaak? Toe sê hy, my Heer, ek het geweet, u is 'n baie kwaai meester en daarom het ek dit gaan begrawe. Ja. En dis die idee wat baie tradisionele mense steeds van God het, dat God is 'n kwaai God. En dis hoekom Jesus aarde toe gekom het, om te toon wie is die Vader, sodat mense kon weet wie is die Vader. Ja, want weet jy wat belangrik is? Jesus het ons kom wys hoe lyk die Vader. Amen. Hoe lyk wie se Vader? Ons Vader. Ons Vader. Hy het nie 'n God kom voorstel nie. Hy was God self, maar hy het nie 'n God kom voorstel nie. Hy het 'n Vader kom voorstel. Onmiddellik maak dit my, wow, Vader. Ek weet as jy dink aan God almagtig en groot, dan kan dalk vrees jou oorval. Maar as jy skielik hoor jou God, almagtige God van hemel en aarde, skepper van hemel en aarde, is Vader, dan verander dit sommer, dit word sag. Dis reg. Abba Vader.
En Johannes 1 sê, niemand het God ooit gesien nie, maar hy wat in die boesem van die Vader was, het vrees geword, onder ons kom woon, en hom kom vertoon. En daarom sê hy in Johannes 14, hy sê, ek is die weg, die waarheid en lewe, waar ek weer gaan, weet julle, die weg ken julle. En hulle sê, Here, ons weet nie waar jy gaan nie. Hy sê, ek gaan na my Vader se huis. En dan sê Jesus iets baie groot, hy sê, niemand kan na my Vader kom, behalwe deur my. En dan sê een van sy disciples, ag, toon ons die Vader. En dis vir ons genoeg. En dit sal vir ons genoeg wees. En dan kyk Jesus hulle verbaas en hulle sê, het julle my nooit gesien? Ek is so lank al by julle. Ek is so lank by julle. As julle my gesien het julle die Vader gesien. Het julle my Vader gesien. So is lekker om so die les te bring, so ekkos, nee, ek sê iets, dan sê jy dit weer. Okay. Wie kry iets hier vanmôre? Amen. So weet julle wat? Terwyl ons is nou ook mense, net julle mense is. Soos Jesus 'n mens was. Maar ons het dieselfde Heilige Gees en julle dieselfde Heilige Gees en ons het dieselfde woord. En die Heilige Gees nou binne in ons soos hy in Jesus was, doen presies dieselfde ding vandag. Wil deur ons, deur my en jou, die Vader vertoon. Aan 'n vaderlose wêreld. Amen. Wie van julle stem saam met daar iets is wat hierdie wêreld nodig het? Is dit vaders. Daar's so baie vaders waarvoor ek skaam kry. Mag die vaders begin opstaan dat hulle weer lyk soos die hemelse Vader. Die vaders wat pastoor En Jan weet jy wat, ek praat van 'n vrou ook wat vol van die Vader is, want jy dieselfde Heilige Gees, dames. So moet nie wag dat daai sleg vader of vaders tot hulle reg kom. Kom jy dan tot jou reg in Christus Jesus en wees jy daai vader vir die vaderloses. Sê amen. As jy my gesien het, sê Jesus, het julle die Vader gesien. Kom ons raak so vol van hierdie selfde Jesus, hierdie woord, dat ons met ons lewe die Vader begin vertoon. En dat ons kan sê, as julle my sien, sien julle die liefde, die blydskap, die vrede, die geduld, die vriendelikheid, die getrouheid, die goedheid, die sagmoedigheid en selfbeheersing van die Vader. Kom nou. Wie van julle is hier? Amen. Hierdie woord wat jy kry nou is 'n geestelike woord, dit maak jou sterk. En pastoor Mimpie, hy sê, Vader, gee my die heerlikheid wat ek by U gehad het. En dan Filippense 2. Sodat, hy sê hierso, sodat ek weer vir U kan verheerlik. Ja. En dan daai Filippense 2, hy het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig van sy goddelikheid, mens geword, onder ons kom woon. En dan het hy verder gegaan. Hy het minder as 'n mens geword. Hy het aan die kruis gaan hang, want elkeen wat aan die kruis hang is vervloek. Hy het sonde geword met ons sonde. En julle weet wat sonde is, mistasting van die beeld van die Vader wat liefde is. Want alles wat nie liefde is nie, is oortreding, maak mense seer. En daar gaan hang hy aan die kruis. Hy het minder geword as selfs mense in sy heerlikheid. Weet jy hoekom? Sodat hy my en jou daarby kon intrek. Ons verhoog aan die kruis, ons verhoog in dieselfde heerlikheid, sodat daai heerlikheid wat hy nou het, ook deur my en jou kan skyn. Amen. En dis sy liefde. Kolossense 1:15 sê, Ja. hy, Jesus, is die beeld van die onsigbare God, die eerstgeborene van die hele skepping. Nou ek wil teruggaan na die heerlikheid van God toe. Julle weet, ons het vir julle gesê, toe Moses van die berg af klim, toe het sy gesig so geblink, dat hy het, hy het 'n sluier oor sy Mense was bang vir hom. gesig getrek. Ja. Nou, Jesus toe hy op die aarde gewandel het sy goddelikheid versluier, sodat hy sy menslike roeping kon
volbring om as 'n mens op hierdie aarde te leef. Ja, en Hy was, maar wag nou letterlik, chemicals. Hy was 100%, hy was 100% God en hy was 100% mens. Hy was nie 50% God Ja. en 50% mens nie. Hy was 100% God en 100% mens. Maar sy goddelike krag het hy versluier. Hy het dit teruggehou. Toe aan die kruis hang. Toe spot hulle en toe sê hy, weet julle nie dat ek aan my Vader nou bid en hy sal legioene van engele kan stuur. Hy kan almal maar net so uitwis. Ja. Hy het doelbewus Ja. sy goddelikheid versluier en teruggehou sodat hy die werk kon doen wat sy Vader vir hom gegee het. En weet wat pastoor Nippie, wat hy vir ons kom wys het, is wat ons moet doen. Hy het mens geword as seun van God. Hy sê, jy my gesien en my Vader gesien. Nou wie se Vader is dit ook? Ons Vader. So, hy het ons kom wys hoe lyk God se kinders. Al God se kinders waai vir my. Amen. Sy optrede was so, hy sê die werke wat ek doen, sal julle doen en groter werke self. Hoekom? Want nou is ons baie meer. Die koringkorrel, die een koringkorrel het nou wel jy se koringkorrels. Hy het opgetree en ons kom wys, 'n voorbeeld gegee van wat als moontlik is, wanneer die Heilige Gees in en deur jou werk. Sodat ons nou presies dieselfde kan doen as wat hy gedoen het. Hy sê 'n ander trooster stuur ek vir julle. En dit het al gebeur. Handelinge 2 toe die Heilige Gees uitgestort is. En nou vandag was die Heilige Gees. Die trooster is in ons. Wat moet daai trooster doen in en deur ons? Presies wat Jesus beteken het vir sy disippels. Hy was hulle trooster. Hy sê stuur 'n ander trooster. Hy sê is voordelig dat ek weggaan, want hierdie ander trooster is nog beter as my troos wat ek nou vir julle gee. Want my troos is by julle en saam met julle, maar die Heilige Gees, die ander trooster, gaan nou binne in julle wees. Die werke wat ek doen, sal julle doen en groter werke. Ek kom wys julle hoe lyk die Vader, want as julle die Vader ken, dan ken julle sy kinders. Want soos Vader, soos kind. Hou baie van my kinders. Dis hoekom ons hierdie visie en missie het. En hoekom ons iets het wat ons noem toolbox. Wie weet wat is die toolbox? Gereedskapkas. Raamwerke van kinderlik eenvoudig wat ons vir julle gee, dat julle bediening kan uitleef teen die mense. Dis nie om prekerig te raak nie, dis nie om vir mense te wys hoe slim is jy in die woord nie, dis om dit te word wat Christus is, deur die Heilige Gees in jou, en daai troos persoon te wees, vir die mense in jou gesin, in die plek waar jy werk, in die buurt waar jy bly, in die supermark waar jy rond beweeg, by die ATM's waar jy toue staan, is jy die trooswoord, want jy het dit nou geword, want dis Christus. Is jy die lig wat skyn, die liefde wat skyn, die blydskap wat skyn, die vrede wat skyn. Want soos Vader is, soos kind. Jesus het ons kom wys, die heerlikheid wat in hom is, wat ook nou deur ons kan werk. Sê amen. Amen. Wie vang iets? Ja. Amen. Nou Filippense 2 vers 7 sê, maar hy het homself ontledig Hy het sy goddelike kleed uitgetrek. deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, soos ek nou net gelees het in Prachtig. Johannes 13, Dis mooi. waar hy voete gewas het, en aan mense gelyk te word, en in gedaante, sê gedaante, het was net sy uiterlike vorm, gevind as 'n mens, het hy homself verneder,
deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. En nou, Filippense 2 vers 9, sien ons nou waarom hy sê, sodat u seun u ook kan verheerlik. Daarom het God, sien, hier kom net waar God hom nou weer verheerlik. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke ander naam is. En elke knie sal buig voor daai naam. Naam weer is pragtig, naam dui karakter, natuur. Stem julle saam? Amen. Jy kyk, jy maak 'n naam of jy verongeluk 'n naam. Is so. Jy kan dalk ek weet baie mense hou nie van die name wat hulle gekry het. Tyd so string name. Wie het vir my gesê, dra dood in sy naam, jy Johan. Hy sê hy loop swaar. Ek sê hoekom al die name. Wel, ek het Maar weet jy wat mooi was vir my? 'n naam kan jy maak of 'n naam kan jy verontruk. Sê amen. Spreuke sê 'n goeie naam is beter as goeie olie. Jy kan 'n Jan kry en jy kan 'n ander Jan kry en jy kan 'n Paul kry en jy kan 'n ander Paul. Die een Paul maak droog. En hy laat daai naam stink. En almal wat vir Paul ervaar, die stink Paul, as hulle enige iemand anders kry wat daai selfde naam het, dan stink hy al klaar. Dan stink hy nog nie. Wie verstaan wat ek sê? Yes, amen. Maar Jesus se naam, in 'n naam, dui karakter en natuur aan. En wat was God se naam? Wat dui God se naam? Onvoorwaardelike, agape, Griekse woord, liefde. Nou, hy het 'n naam gekry, Wat bo elke ander naam. wat bo elke ander naam is. So liefde, mense, goddelike liefde, agape, maak jou naam ook 'n mooi naam, as jy dit begin uitleef. As jy dieselfde heerlikheid nou vat, as jy hom aanneem, sê aanneem. Almal wat hom aangeneem het, gee hy die mag. Het is belangrik om dit aan te neem. Gee hy die mag, pastor. Amen. Gee hy mag. Hy gee die mag. Hy gee daai krag. En in sy naam, hy het 'n naam wat bo elke ander naam is. En in daai naam, in daai natuur, in die krag van daai naam, sal elke ander naam sy knie. Amen. Maar wat ek hierdie sê, as jy tot jou volle reg kom, met hierdie selfde heerlikheid, hierdie liefdeskrag, sal elke ander naam sy knie buig. Want hierdie naam is liefde. As jy tot jou volle reg kom as kind van God in daai naam, en jy leef die liefde, die blydskap, die vrede, die vriendelikheid, die goedheid, die sagmoedigheid, die getrouheid, die selfbeheersing, geduld van God uit teenoor jou medemens, sal elke ander knie buig voor die natuur wat dit openbaar van daai naam wat deur jou werk. Stem saam. Amen. Ek gee nie om waar jy werk nie, ek gee nie om wat 'n huishouding jy is nie, ek gee nie om hoe stink die name wat in jou omgewing is nie. Maar jy het iemand aangeneem met die naam van Jesus. 'n Naam bo elke ander naam. En jy vat hom al hoe meer. Jy neem sy woord al hoe meer aan. Jy voed jouself met woorde van geloof. Jy raak so vol van hierdie natuur van sy naam. En elke ander naam sal begin buig. Yes, amen. Want daar's niks en niemand wat die ware, egte liefde van God wat deur jou werk kan weerstaan nie. Ja. Amen. Daai lelike mense wat saam met wie jy werk, saam met wie jy in 'n huis is, jy sal agterkom, soos wat jy hierdie lewe in heerlikheid, liefde van God begin uitleef, gaan jy sien hoe hulle een na die ander die knie gaan begin buig. Vir hierdie kragtige liefde. Gaan voort. Vers 2. Soos Van waar is die vers 2 van wat? Johannes 17. Johannes 7. Vers 2.
soos u hom mag oor alle vlees gegee het. Ja. Alle vlees. Wat is vlees, pastoor? Vlees is teenoorgestelde van gees. Amen. Die gees is, die vrugte van die gees is blydskap, dis liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld. Wat is die teenoorgestelde daarvan? Onvriendelik, ongeduldig, geen blydskap, geen vrede nie. Dis vlees. Wie van? Amen. So 'n oomblik as jy 'n oomblik van ongeduld het. Wie van julle raak ongeduld? Wie was in hierdie week? Moenie hande opsteek nie. Jy het dit so 'n bietjie verloor. Daai oomblik as jy dit gedoen het, was jy in die vlees. Want die vrugte van die gees maak nie so nie. Dit is bly geduldig, dit bly vriendelik, want daar's 'n krag in dit wat binne in jou is. En ek sê nou vir jou, as jy kan sterk staan daar, dan moet jy gereeld bid, gereeld in die woord is, want weet jy wat dit maak, wat jou die krag gee en sterkte gee, sal elke ander nuig buig. In Jesus naam. Daai moeilike mense in jou huis, daai moeilike mense by die supermark, by jou werk, waar jy ook al is, jy sal sien hoe begin hulle buig. Matteus 28 vers 18 en Jesus het nader gekom en met sy disippels gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Amen. Alle En waar is daai mag nou? mag. Toe kyk hy na hulle en hy sê vir hulle, gaan julle nou met hierdie mag groot opdrag. En maak disippels, maak mense van my dissipline. Jy kry eers die dissipline in jou gebedslewe en jou woordstudie, want deel van gebed is oordink die woord dag en nag. En jy raak so gedissiplineerd en sterk tussen jou ore, jy begin dit uitleef. Sê hy net? En die mense in jou lewe raak ook gedissiplineerd. Mense, ons is geroep om mense te help, om mense te troos, om hulle disippels te maak, sê almal disippels. Amen. 1 Kronieke Dit verg dissipline. Ja. 1 Kronieke 29 vers 11. Aan U Here kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit, ja alles in hemel en op aarde. Aan U Here kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof bo alles. Ek wil hê jy moet vandag bo alle twyfel weet dat God is die opperwese. Hy het beheer oor elke persoon en elke vleeslike wese, elke maakie saak En wat ons moet doen is wat gebedslewe is, gee oor. Gebed is om oor te gee. Hy sê in Daniël 2:21, hy tog verander die tye en die geleenthede. God kan jou tye en jou geleenthede verander. Sê amen. Moenie Sê, ek gaan dink, so 'n moeilike tyd, ek wil nie hierdie tyd, ek wil weggeraap word. yes, Wie het al uitgesien na die weggeraap, want jy het soveel trauma, en soveel moeilikheid, sê, ja, dat ons wegkom van hierdie planeet af. En toch bid ons in dieselfde Johannes 17, Vader, ek bid dat jy nie sal wegneem. Hoekom? Want jy is die sout van die aarde en die lig van die wêreld. Jy is 'n blessing op pad om te gebeur. Ja, gaan aan. hy sit konings af en stel konings aan. Mense, hierdie is vir my so fantasties. Dit sê vir my dat ons het die autoriteit as Christene om in die naam van Jesus konings Ja, die ever jy af te gedink sit. het, daai rulers, daai stinkrulers, daar in jou huis, of daar by plekke waar jy beweeg, as altyd mense wat jy Of in die irriteer. politiek mense. As hulle nogal 'n leierskapposisie, Ja. maar God sit leiers af. Hallo, ja, ek laat dit. Gaan dan, lees dit. Amen. Gooi hom, pastoor. Hy sê, hy sit konings af en stel konings aan. Ja. Man, ek wil hê ons moet sommer nou terwyl ons hier sit, moet ons nou sommer bid Dat seker koning oor ons regering. Maak gou julle oor toe. Vader, ek dank U dat op grond van U woord, Here, Amen. U sê U sit konings af
en U sit konings Yes. aan, Vader. Stem saam. Ons dank U, Vader, dat U hierdie konings afsit, Hierdie wat valse nie konings. U woord wil eer en U nie wil dien nie, Vader. Wat steel. Nie U koninkryk wil bevorder nie, Here. En ons dank U, Here, U stel konings aan wat U liefhet, U eer en U woord sal eer En die naam sal eer. en U naam sal eer Ja. in Jesus. Amen. Wie stem saam? Wie glo dit? Amen. Ek sien dit gebeur. Amen. Yes. Amen. So ons sien dat God het mag oor alles. En in Johannes 19 staan Jesus voor Pontius Pilatus. En jy kan bietjie invul daar. Hy Nou, sê, Pontius Pilatus is die keizer en ons weet die Jode kon nie iets besluit nie, hulle moes die Romeinse leierskap se toestemming nie. En nou Pontius Pilatus sê van, weet jy, ek het die mag om jou te kan vrylaat. En Jesus sê vir hom, verduidelik vir hom, hy sê, daar is eintlik net een mag, en dis God. En kan ek dit lees? ja, lees gou 'n bietjie vir ons nou. Pontius Pilatus sê vir hom, praat U dan nou nie met my nie? Weet U nie dat ek mag het om U te kruisig en mag het om U los te laat nie? En Jesus antwoord, U sou geen mag teen my hê as dit nie van bo aan U gegee was. Sien, Jesus was 'n koning, maar hy was 'n geestelike koning. Amen. Hy sê ook op 'n plek daar, so hy sê, want Pilatus vra hom, hy sê dan 'n koning, hy sê ja, hy sê die koning van die Jode, hy sê nie, ek is 'n geestelike koning. My koningskap is nie van hierdie aarde nie, want as ek 'n koning van hierdie aarde was, sou my disippels of my mense geveg het. Onthou op 'n stadium wil hulle hom met geweld koning maak. Hulle wil hom ontstel as die politieke leier, want dis wat baie gedink het. Dis wat Judas gedink het. En toe Judas sien, maar Jesus stel nie belang daarin te verraai het. Want Jesus was van die begin af nie 'n fisiese koning nie, maar 'n geestelike koning. Sê almal geestelik. So baie mense wag dat Jesus fisies moet terugkom en 'n koning word, fisies. Jesus is 'n geestelike, verheerlikte koning. Sy heerlikheid is nou so groot, ons kan hom nie terwyl ons in die liggame is aanskou nie. Maar tog, deur die Heilige Gees werk en regeer hy deur ons as die ander trooster. En dis die beter bedeling, die geestelike bedeling, waarvan ons reeds deel is. Sê amen. So wat wil jy? Jeremia 10:10 sê, Ja. maar die Here is waarlik God. Ja, Hy is die lewende God en 'n ewige koning. sê almal Presies ewig dieselfde koning. wat Jesus was, 'n ewige koning. En dan Politieke partye gaan verby, ons het gesien hoe val hulle. En selfs nou in die wêreld met hierdie wêreldoorlog. Wêreldoorlog kom van politiek af. Stem julle saam? Politiek beteken ons stem nie saam met julle nie. Ons sien vandag in die kerklike wêreld hoe baie verskillende milieus en soorte kerke is daar wat die een saamstem met die ander nie. En dit veroorsaak oorlog. Ja. Nou ek wil vir julle iets sê, al hierdie groot politieke leiers. Ek gaan dit noem, Rusland, Amerika, China, al die ander groot lande. Wie is in beheer van hulle eindelijk? Die Here. Ja, amen. Sê amen. God stel konings aan en God stel konings af. Hulle gaan almal val, eventually. Ja. Want in al die lande is daar ware kinders van die Here wat God eerste plek stel. En oral in al die lande is daar mense wat bid, soos ons nou verhoor hier saam is, en die woord eerste stel. Raai wat gaan uiteindelik gebeur met al die lande? Die Here gaan konings afsit en nuwe konings ontstel. amen. En raai wie gaan die nuwe konings wees? Mense van Jesus se gesindheid. Amen. Die oplossing vir hierdie ou planeet Aarde Is die woord. is Jesus die woord deur ons. En ons moet nou begin, hou op wag om weg te gaan. Begin optree, want hy is binne in jou. Maar vir wat kan ek doen? Ek is so klein en ek het, want in jou situasie waar jy is,
kraai koning. Sê amen, want die koning van die konings is binne in jou. Staan jy op? Met die autoriteit. Ja, maar ek gaan nie meer plastiek so goed optel nie, want dis, kyk hoe baie is daar. Maar die area waar jy is, maak skoon. Amen. Kom nou, wees 'n Jesus, wees 'n troos, wees 'n oplossing vir die mense in jou lewe Amen. Amen. en vir jou omgewing. Amen. En weet jy wat? Dit mag soos 'n korreltjie koring wees. Een ou korreltjie wat in die grond val. Jy mag voel, maar ek gaan geen beduidende verandering maak nie. Miskien het Jesus so gevoel toe hy aan die kruis hang met ons almal in beginsel. Hy was die een koringkorrel wat in die grond val en sterf. Almal het gedink hy's verby. Maar op die derde dag het hy lewendig geword saam met ons, opgestaan en ons saam met hom, en sit hy nou in hemelse plekke en ons saam met hom, en regeer hy nou in ons en deur ons, en hy het die een koringkorreltjie nou baie koringkorrels geword. Amen. So weet jy wat, kom ons begin opstaan met hierdie opstandingskrag van Christus reeds binne in ons. Hy stel konings aan en hy sit konings af. Amen. Die koning van die konings is binne my en jou, en hy het ons gemaak nou konings en priesters om te heers met sy heerlikheid, sy liefde, sy blydskap, sy vrede, sy vriendelikheid, sy geduld, sy goedheid, sy sagmoedigheid, sy getrouheid en sy selfbeheersing. Amen. En in daai atmosfeer wat dan deur jou en my werk, sal elke knie buig Amen. wat vleeslik is. Jy sal sien dat daai groot kanon daar in jou huis, of kanonne, wat gedink het hulle is kanonne, of in jou besigheid, of in jou werksituasie, sal die knie buig. Voor die naam, voor elke ander naam. Amen. Wat nou in en deur my en jou werk. Wie kry iets? Amen. Kolossense 2 vers 9. Ja. Want in hom, Jesus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het, ekskuus, wat sê hy? Julle sal kry. Julle het Nee, Jesus moet eers kom, né? die volheid in hom. Het ons dit klaar? Ons het dit klaar. Is dit wat die Bybel sê? Ja, Wow. ons het die Maar volheid het julle dit nou? in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Ons het die Wow. volheid Ons het dit klaar. bo alle owerheid en mag. Efesiërs 1:20, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemel. Wat hy hier sê in Efesiërs 1 vers 20, hy sê, kan julle sien dat dit wat ek gesê het, en die prys wat ek my seun laat betaal het, hier is die acid test. Want Jesus se graf is leeg. Hy het opgestaan uit die dode. Amen. Hy sê, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige wêreld. Gee nie om wat jou vyand in die toekoms se naam sal wees nie. Ook hy is onderwerp aan die autoriteit van Jesus Christus. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Aan wie gegee? Gemeente waarvoor? Wie is die gemeente? Almal wat Jesus aangeneem het. Vir wie het hy dit gegee? Vir ons. Wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal Die vervul. volheid van hom, Jesus Christus. Wie is die volheid van hom? Die gemeente.
wat alles vervul. Amen. Nie ons moet weggeraak word, dit raak nou te moeilik hê. Kan jy sien hoe daai teologie glad niks te doen het met die Bybel, dit is 'n vreemde teologie. Jesus sê, as julle my gesien het, het julle die Vader gesien. En sien julle julle self ook. Ek het gekom om julle te wys hoe julle lyk. En dieselfde krag wat deur my werk nou deur julle, sê Jesus. Vir jou verhoor, deur die Heilige Gees. Ons sien Kom nou, staan nou op en wees dit nou. ekskuus. Vir die Here sê jy moet wees. Ja, ons sien. Ons sien nou hier dat hy sê sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. So, God het mag oor alle vlees. Reg? OK? Maar die wat hom aangeneem het, kry iets baie meer ekstra. Amen. Jy erf met ander woorde. Jy erf. Mag Jy erf, erf ja. so baie goed. Jy erf vrede in jou gemoed. Jy erf die ewige lewe. Jy erf dominion. Jy erf heerskappy. En baie meer. Weet, ek wil dink nou aan daai Jesus sê die werke wat ek moet doen, dit is 'n groot werke. Dit maak vir my nou skielik so duidelik sin. Jesus het groot dinge gedoen. Maar as hy homself in ons plaas, wat hy nou wel gedoen het deur die Heilige Gees, hoeveel van ons is daar? Baie meer. En kom weer terug. Ons is die sout van die wêreld en die lig van die wêreld. Amen. Ons moet lig gee waar dit donker is. Liefde gee waar daar nie liefde is nie. Blydskap gee waar daar nie blydskap is nie. Want dit krag is binne in ons. Dis nie ons blydskap nie, syne wat deur ons werk. Vrede gee waar daar nie vrede is nie. Geduld gee waar daar nie geduld is nie. Vriendelikheid gee waar daar nie vriendelikheid is nie. Goedheid, sagmoedigheid gee waar daar nie is nie. Jy het dit verniet gekry, dit werk in jou en deur jou. Die werke wat ek doen, sal julle doen in groter werke. Hoekom? Want ons is baie meer. Ons is nou oor ons. Ons is besig om te vermenigvuldig. En met die bediening wat hy in jou geplaas het, ek hoop jy glo ook daarvoor, vermenigvuldig dit. Onthou jy die gelykenis van verskillende persone wat hy gehuur het. Een het een talent. Een het 1 of 2 ontvang, die ander 5, die ander 10. Hoe dit gebeur? Elkeen het 1 ontvang. Die ene 10 gemaak, die ander 5, die ander 2. Of die ander het dit gaan begrawe. Ek onthou nou nie mooi die gelykenis nie. En toe hy terugkom, jy het dit nou nog gelees. Toe sê hy, ek het dit begrawe, want ek weet hy's 'n harde man, ek was bang toe begrawe het. Toe sê hy, slegte dienste. Maar die een wat die talente vermeerder het hy gesê, goeie dienste. So wat moet ek en jy doen? Ons moet dit wat ons ontvang het, vermeerder. Kom nou, kom ons hou op selfsugtig wees. Ons het dit verniet ontvang, ons het dit nou binne in ons. Ons is die lig van hierdie wêreld, ons is die sout van hierdie wêreld. Die werke wat hy doen, sal ons doen in groter werke. Hoekom? Want ons is nou baie meer. Kom ons bring dit terug na ons klein situasie toe. Jy mag dalk voel, want jou situasie is klein. Jy is dalk in 'n huishouding vasgevang. Jy is tussen 'n klompie mense vasgevang, in 'n werksituasie of in 'n besigheid. Jy voel, jy kan geen hond haar afmaak nie. Maar ek wil vir jou goeie nuus gee vanmôre. Die Here het jou geroep vir voltydse bediening. Amen. Die Here het jou geroep om daar waar jy is, jou lig te laat skyn, die sout te wees van die aarde. Ja. Hoe doen jy dit? Jy doen dit deur te glo. In die eerste plek, dat hy binne in jou is. Jy doen dit om deur te glo dat sy krag en heerlikheid, dieselfde heerlikheid wat hy nou gehad het, hy vir jou ook gegee, nou in deur jou werk. En weet jy wat gaan dan gebeur? Jy is die liefde waar daar nie liefde is nie. Jy is die blydskap waar daar nie blydskap is nie, want dit werk in en deur jou. Jy bring vrede waar daar nie vrede is nie, want dit werk deur jou. Jy is die vriendelike een. Jy is die geduldige een. Goedheid, sagmoedigheid, vertrouheid en selfbeheersing. En weet jy wat? Elke ander neg
sal dit nie gebeur. Amen. En daar waar jy in die kleine opereer en optree, doen jy dit en leef jy die bediening uit. En die Here het 'n glimlag oor jou. En al hoe meer en meer doen ons dit meer en meer. En jy maak disippels. Jy sit nie net daar lui wees en selfsugtig en sê, ek wil net aan my eie gemak dink nie. O, ek wil so gemaklik wees. O, ek wil my lewe gemaklik maak. Los my uit, pastoor. Moenie vir my vra om na ander mense toe te gaan en troostwoord vir hulle te bring nie. Mense, Jesus het sy lewe vir ons gegee. Amen. Kom ons begin ons lewe nou neer lê. En ons leef die bediening uit. Efesiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het Klaar geseën. met alle geestelike seëninge in die hemele, in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, Klaar gekies. om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, Amen. deurdat hy ons voorbeskik het, Voorbeskik. om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil. Ek hou so van voor hom te wees, hè? Voor hom te wees in liefde. Wat beteken dit? Dit is 'n gebed. Dit is heeltyd bewus van sy teenwoordigheid binne in jou. Sy krag binne in jou. En dan begin jy dit uitleef met die mense. Wie is jou bedieningsveld? Mense by jou. Daai mense so vreeslik naby aan jou. Daai stinkende mense. Nee, ek wil China toe gaan, ek voel ek is gelei om daar te gaan sendingwerk doen. Weet jy waar is jou sendingsveld? In jou eie huis, in jou eie besigheid, in jou werksituasie. Tussen jou vriende, tussen jou mense in jou omgewing. Begin skitter net daar. Laat die heerlikheid van die Here wat klaar binne in jou is net uitskyn. Kom nou. Wie's met my? En as jy sê maar, as jy ongemaklik voel en sê maar ek het dit nie, dan moet jy jou kop laat lees van die woord. Oordink die woord. Deel van gebed is om die woord te oordink. Die woord, jy is wat die woord sê jy is. Jy kan doen wat die woord sê jy kan doen en jy besit wat die woord sê jy besit. Mense, as jy kragteloos is jy gebedsloos. Word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Vertoef meer tyd in sy teenwoordigheid. Amen. En minder tyd in jou eie stinkende gedagtes. Maar dink wat die mense ontstink. Omdat jy heeltyd besig is met selfsug. Nee, raak nou ontslaaf van selfsug. Kry die woord, kry Jesus, meer van hom, sê almal meer van Jesus. Meer van die woord, sodat jy meer en meer kan word wie hy is. Hierdie is vir my so mooi in Psalm 84. Psalm 84 vanaf vers 11. Ek sien Johanna bly. Johanna, jy sal dit hoor, jy bring jou Bybel saam. As hy Julle moet kyk almal- op, julle met julle Bybel. Wie van julle glo alles wat ons sê? Sien Johanna het ook sy Bybel. Het jy 'n Bybel daar, Johan? Wie het almal Bybels? Mooi. Johannes. Ek weet daar's net een probleem. Baie keer is ons baie skrifte wys dan Ja. sukkel ons maar. Weet jy wat? Is baie maklik Bybel te leer ken. Wat vir my was ons nou? Nee, wag jy nou. Dit sal wees, né? Wag jy nou so 'n bietjie. Moet ek net doen? Hy sê vers 11. Vir die mense wat nie weet hoekom is jy op die aarde nie. Weet jy, daar's baie keer kinders wat sê, "Mami, hoekom is ek op hierdie aarde? Papi, hoekom is ek op hierdie aarde?" Nou ek wil jou tog vra, maak jou kind groot en gee vir hom die antwoord hoekom hy op hierdie aarde is. Hy is op hierdie aarde omdat God hom geroep het. Hy sê hierso, want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en 'n skild, en die Here sal genade en eer gee. Hy sal die goeie nie weghou van die wat in opregtheid voor hom wandel Amen. nie. Wow, ja, dis pragtig. Die goeie sal hy nie weghou van jou nie. As jy hier op die drempel staan en jy's by die gemeente,
Amen. Hy is by die gemeente. En hy sê, die Here is 'n son en 'n skild. Jy sal genade en eer kry. As jy bly by dit wat die Here vir jou. Ek weet nie hoe preek ons saam met die almanak. Ons preek saam met die Hoe almanak. ver is ons, hoeveel tyd is ons? Ek het nie tyd gehou nie. Ons is by vers 3. Ek weet hoe laat is dit, hoeveel tyd, hoeveel is op die kamera? 55. 55, ons sal met afsluit. 55. Ek wil nie afsluit nie, ons het die hele dag so, gaan stem julle saam. Maar terwille van die... Okay, ek wil vinnig afsluit, pas nie daar nie my gou kan sien. Mense, Kersfees is vir jou op pad, nee. Asseblief mense, laat die ware boodskap van Kersfees tog asseblief uitgaan. Amen. Jesus, dis nie toe Jesus begin het Kersfees nie. Jesus bestaan van ewigheid tot ewigheid. Elke sekonde Toe hy aarde toe gekom het, ja, elke sekonde met ons sy teenswoordigheid. toe hy aarde toe gekom het, is hy gebore in 'n gedaante gevind as 'n mens. Maar dis nie sy verjaarsdag nie. Dis nie sy verjaarsdag nie. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy het geen begin nie, hy het geen einde nie. Asseblief, moenie vir julle kindertjies leer en sê, papi, mami, wat is Kersfees? O, dis Jesus se verjaarsdag. Snert. Snert. Kom weg van daai tradisie af. Op daardie dag het Jesus homself, leer hulle Filippense 2. Op daardie dag het Jesus homself ontledig en hy het maar net die gedaante aangeneem as 'n diensknegt, maar dis nie die dag wat hy gebore is. So, om af te sluit, kom ons ontledig onsself Yes. van ons eie belang, ons eie selfsug, ons eie belangrikheid. Die Bybel sê Kom ons daar raak- geen voorsiening vir die vlees nie. Ja, kom ons raak soos kinders leer. Wat maak 'n kind besonders? 'n Kind het nie sy verlede nie en hy het bekommer nie oor die toekoms nie. Kom ons koop die tyd uit. As jy tyd uitkoop, beland jy in teenswoordigheid van die Here. Tydloosheid, afstandloosheid. Kom ons spandeer meer tyd in sy woord en in gebed Yes. in sy teenswoordigheid. Kom ons vat 'n les soos hierdie vanoggend, luister hom weer en weer en weer, totdat dit jou deel word, totdat jy snap, totdat die oë van jou verstand so verlig raak, dat jy begin diep insien en jouself ontdek in Christus, as sy kind, as die kind van die Vader. En dan begin jy jou bediening uitleef, wat hy in jou hart aangeplaas het, bediening van versoening, en bring almal in dieselfde eenheid, waarin jy dan is in Christus. Vader, ons dankie vir u woord, ons dankie dat u woord sal groei en uitgaan, op die regte ore val. Dit sal nie ledig terugkeer nie, maar presies dit doen, waarvoor u dit uitgestuur het. Dit sal groei en toeneem. Vader, ons ontledig onsself nou. Ons gee oor aan u. Ons gaan nie slim probeer wees in ons eie oë nie. Ons luister na u woord en ons gaan ons hele lewe inrig om vir u te lewe, vir u woord en deur u woord te lewe en die bediening uit te leef wat u vir ons gegee het. Ons loof en ons prys u. In Jesus naam, almal wat saamstem sê. Amen. Like a rose, trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Amen. Amen. Desmond kom gou